Goeienaand leefgemeente, dis amper Paasfees. Ek wys vir julle 'n foto vanuit die woestyn in Israel. Hierdie is die woestyn in die Judea gebied en die Paasfees storie begin vanuit 'n woestyn. Dis belangrik om te weet dat Paasfees begin vanuit 'n woestyn. In die einde van Johannes hoofstuk 11 sien ons dat na Jesus Lazarus uit die dood uit opgewek het, dan wil die Joodse gesag hom doodmaak. En Jesus gaan saam met sy disippels in die woestyngebied in en bly daar. Ons is nie seker hoe lank hulle daar was nie, maar aan die einde van hoofstuk 11 sien ons dat die mense in Jerusalem bymekaar gekom het en gewonder het of Jesus hierdie Paasfees Jerusalem toe sou kom, aangesien hulle hom wou doodmaak. Johannes 12 begin by vers 1 en dit sê, 6 dae voor Paasfees het Jesus na die huis van Lazarus gekom. Dis vandag. Vandag Woensdag het Jesus vanuit die woestyn beweeg na Lazarus se huis. Vanaand begin die 6de dag voor Paasfees. En ek wil net so vinnig vir julle vra om hieroor te dink. Toe Jesus sy bediening begin het, hy was gedoop, wat is die eerste plek waarheen die Heilige Gees hom gelei het? Voor hy sy eerste wonderwerk gedoen het, of sy eerste bediening, sy eerste boodskap gepreek het. Waarheen? Direk na sy doop? Ja, 'n woestyn. Hy het sy hele bediening begin deur om vanuit 'n woestyn te beweeg na sy bediening. En hier sien ons ook dat Jesus vanuit 'n woestyn beweeg na sy bediening op die kruis. En ek weet vir baie Christene is die woestyn 'n bose plek, 'n plek van honger, 'n plek van dors, 'n plek van verlatenheid. Maar ek wil hê julle moet onthou dat Jesus sy bediening begin het vanuit 'n woestyn. En die woestyn is eintlik 'n heilige plek. Dis 'n plek van isolasie waar jy met God praat. Dis 'n plek waar jy nie arrogant met mense praat nie, maar nederig met God praat. Dis 'n plek van behoefte, 'n plek van afhanklikheid. 'n Plek waar jy besef dat jy nie uit jou eie krag uit enigiets kan bemag nie, maar God nodig het. 'n Plek waar jy nodig het om te verstaan dat jy nie met jou probleme kan praat nie, want hulle gaan nie vir jou luister nie. Jy moet met God praat, want hy sal jou help. En as jy jouself in 'n woestyn bevind, hier, 6 dae voor Paasfees, en as jy jouself in 'n woestyn vind, moenie mismoedig wees nie. Skep hoop. Jesus beweeg vanuit 'n woestyn en kom doen sy grootste werk. Hy kom vergewe jou en my, maar hy was eers in die woestyn. Mag jy, waar jy jouself ook al bevind, en as dit in 'n dor, droë, verlate woestyn is, mag jy onthou dat God vir jou 'n werk voorberei het. Dat hy wil hê jy moet die hande en voete van Jesus wees en vir die wêreld wys hoe lief hy hulle het. Mag jou woestyn 'n plek wees waar jy wegspring om te doen wat hy jou voorberei het. Nie 'n plek waar jy hoop verloor nie, maar 'n plek waar jou geloof opgebou word. Here, dankie. Dankie dat 6 dae voor Paasfees u vanuit 'n woestyn na u vriende toe vertrek het. Mag ons ook, Here, ons woestyntye eer en respekteer as plekke waar u met ons is. U sal ons nooit verlaat nie. En u berei ons voor vir die bediening wat vir ons wag, die werk wat ons moet doen. Berei ons voor in ons woestyngebied, Here. Ons vertrou op u. In Jesus naam. Amen.